Dag julle, ek sit hier so in Port Elizabeth so voor 'n mall hier so. My vrou het so 'n bietjie gaan goedkoop vir ons. Soos jy sê, ek was ook al binne met 'n masker aan, maar met die rugbesering wat ek het, sukkel ek so met my bene. My voete het heeltemal dood gegaan. En toe ek hier in die motor inkom, toe dink ek so by myself, wonder hoeveel ander mense raak ook mismoedig wat ware kinders van God is. En toe besluit ek om sommer so 'n videoetjie te maak vanmôre met julle te deel. My broer, my suster, ek wil net jou bemoedig vandag en vir jou sê, bly in die Here, ongeag jou omstandighede. Bly in God. Miskien is van julle by die huis, julle het COVID. Ander van julle het probleme soos ek met gesondheid. Ander het armoede, het huweliksprobleme. Jy weet, die probleem van die mens is legio. In ons almal se lewens het maar sy op en af soos die brandes van die see. En soos wat die brandes van die see is, so is ook ons persoonlikhede op en af, verskillend van mekaar. En net so kan ons eendag baie gelowig wees en die ander dag baie twyfelagtig wees. Ons kan een oggend opstaan en ons kan voel ons kan berge versit. En die ander oggend, dan wil ons onder die mat klim, want ons wil niemand sien nie. Baie keer het ons alles wat ons nodig het, maar ons voel so hier in die innerlike mens so mismoedig. Ons voel so af. En wil ek vir u sê, as jy liggaamlik af is, en jy het pyn in jou lewe, is dit maklik om ook geestelik af te raak. Daarom wil ek vir jou vandag 'n vers uit die woord van God uitbring. En ek wil hê jy moet dit onthou, vra die Gees van God om dit die tafels van jou hart te skryf. 1 Petrus 5:8 sê, wees waaksaam en nugter, want jou vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, hy wil jou verslind. Kind van God, moenie moed opgee nie. Onthou, elke aand sê dankie vir die Here. Sit die dinge van gister agter. Vat jou lewens voertuig. As ek nou wil 'n voorbeeld gebruik, maak die kattebak oop. Laai alles af wat jy vandag opgelaai het. Al die probleme en alles. Sit al jou laste en jou probleme aan die voete van die Here en los dit by hom. Gaan slaap rustig, want môreoggend is 'n nuwe dag. Is 'n nuwe geleentheid. Elke oggend as jy opstaan, ongeag hoe jy voel, dit is 'n nuwe dag. Dit is 'n nuwe geleentheid. Miskien is dit 'n dag waar jy moet stil word voor die Here en bepeins wat die Here al vir jou gedoen het, waar jy is vandag geestelik, en hoe die Here jou deurgedra het, en lewe in geloof voor die Here. Bly in Jesus, soos hy sê, daar met Johannes 15, hy sê, bly in my soos ek in julle, want sonder my kan julle nie vrug dra nie. En al is jou gemoed ook hoe af, bid sonder ophou. 1 Thessalonicense 5:17 sê, bid sonder ophou. Bly glo in die Here, want ook hierdie dag, ongeag wat jou gemoedstoestand is, ongeag hoe jou emosies is, bly in geloof, want sonder geloof kan jy God nie behaag nie. Lewe in die krag van die Here, nie in eie krag nie. Aanbid God. Jesaja sê vir ons, God is 'n hoorder van gebed. En dan sê die psalmis in Psalm 68, en dis natuurlik God wat dit laat opskryf het, want alles kom van hom af. Jakobus sê elke goeie gawe kom van God af, selfs die woord van God. 2 Timoteus 3:16-17 sê dat die hele skrif is deur God ingegee. Wil ek vir jou sê, God sê, glo in hom, dag vir dag draai jou deur. Moet jy nie bekommer oor gister nie, jy kan niks daaraan doen nie. Gister is verby. Gister is verby. Jy weet nie eens of jy môre is nie, maar vandag, of dit 'n goeie dag is, en of 'n slegte dag is, God is met jou. Hy sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat en nooit in die steek laat nie.
En omdat jy oorgegee is aan Jesus en aan sy Gees, sal jy lewe in die krag van die Here. En jy sal lewe vir die Here, saam die Here, en die Here sal vir jou lewe. Mag God jou seën, mag God jou deurdra. Kan ons saam bid vir jou? Vader, ek wil U vra dat U elke een van ons sal seën, sal deurdra. Die siekes sal gesond maak, die verslaaenes sal oplig, en dat U net met ons sal wees in die dag. Here, help vir ons om nie volgens ons emosies te leef nie, maar volgens geloof. Vriende, geloof is natuurlik belangrik. Is om vast te hou en vast te glo in die dinge wat ons nie sien nie. Ons glo in God wat die onmoontlike kan doen. Tot ons weer ontmoet, die Here draai deur. Totsiens.